Very good morning. Hopelijk connect die ding nou. Dis die 14de Augustus. En welkom by 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Welcome to another video of the Federal Alliance of Southern Africa. We're going to speak today about one or two more institutions, important institutions, so that people can understand what we are all about. Nou, ek is nou nog nie daar waar ek 'n live video kan maak nie. Ek het te veel goed om uit te sorteer voordat ek dit doen. En jy weet, ek het die verskillende toepe waarop ek werk. Dit moet ook nie weer bietjie geadverteer word vandag nadat ek 'n bietjie updates gedoen het en al sulke goed. En dan se dokumentasie en dis meer. Andrew, how are you going? Andrew, wil jy bietjie vanoggend gesels, dan bring ek jou op. As die ouens wil bietjie saamgesels. Ek praat 'n bietjie oor die Federal Executive vanoggend, the Federal Executive. In other words, the 10 people, 10, it can eventually be 12, it can eventually be a bit more than that, but not much more than that, who are charged with the Constitutional Trust, die Raad van 10. Die Raad van 10 wat die vertroue het van die konstitusie om, ja, ek het nou net reg sê, wat die konstitusie moet beskerm. En die publiek moet vertroue in hulle om dit te kan doen, wat ek het nou net so stel, nee. So kom ons kyk op hierdie Vrydagoggend na hierdie ouetjie. Ek draai hom net so dat ek die hele skerm kan sien hier so voor my. Want hierdie is dokumente, nadat hierdie dokumente, julle weet, behoorlik dis want is 'n working draft, behoorlik uitgesorteer is, dan sal ons dit vertaal in Afrikaans. Willie, goeiemôre, en weer eens Willie, baie dankie. Dis ouens soos jy wat vir ons aan die gang hou, jy weet, so ons is dankbaar. En ek wil net vir almal sê wat vir ons ondersteun in dit wat ons doen. Dis nie asof jou geld verdwyn nie. Alright? Al die nuwe mense wat ons elke nou en dan ondersteun, jou fondse gaan in 'n markstelsel in, waar jy kreerkrone verdien. Jy verdien kreerkrone. Vir elke 7, is dit R7, dan kry jy 1 kroon. En dit is waarmee jy kan handel dryf wanneer die tyd kom. So almal wat ons ondersteun in hierdie proses, op hierdie pad wat ons loop, jy verloor nie. Alright, vra maar vir Mani en vir Jaco en vir Elmo en vir Jan en John Lawrence en van die dames Mariaan wat ons ondersteun en Marley wat ons ondersteun en die Amanda hulle van Namibië. So jou fondse gaan in 'n stelsel in waar jy éventueel gaan nog steeds voordeel kry. Jy verloor nie. Dis net hoe dit is. Right? Rudy, goeiemôre. As enige iemand 'n bietjie wil opkom, moenie skaam wees nie, man. Sê net vir my jy wil opkom en dan gesels ons 'n bietjie oor allerlei goed. Het julle gesien, daar was nou weer 'n moord op Craddock gewees. Weet, sulke goed grief my tot binne my klein twintjie in. Ek het vir 'n hele klompie jare, wanneer ek koffie met brood gemaak het, ek gepraat oor al hierdie probleme in ons land. En my magtig, nee. Dis nie asof die probleme gaan net sommer ophou nie. These things are just not going to stop immediately, right? It's going to continue until there's change. And it's not going to change because there's municipal change. Nou November se verkiesings. Ons het die dorp gewen. Woehoe! Gaan dit die moorde stop? Gaan dit die armoede stop? Rika Smit, goeiemôre. Rika, is dit jou eerste keer dat jy hier opkom? Baie welkom. Ek ken nie die naam nie.
Of dalk was jy al op en ek kan dit nie onthou nie, ek het net te veel goed in my kop. Maar baie welkom hier by ons. Nothing is going to change just with municipal elections. The government is not going to change. They'll simply find more ways to lie. Hulle sal net meer lieg. Hulle sal net hulle basis probeer konsolideer. Hulle sal net nog die GNU-regering versterk. Jan, goeiemôre. Wat sê jy? Hulle sal net die GNU-regering versterk. Die GNU. En ons is maar tevrede daarmee. Weet julle die ding van vuil, nee, weet julle hoe werk vuil? Vuilheid. Dit werk so in jou huis, by jou werk, in jou voertuig, in jou eie persoonlike lewe. Die ding van vuil, daar sê, dit bekruip jou stadig. Dit bekruip jou stadig. As jy nie jou kar skoon maak nie, dan raak jy gewoond aan die vuil in jou kar. As jy nie jou huis skoon maak nie, dan raak jy gewoond aan die vuil. Gister, ek het baie jare gelede, toe ons oorslaap by mense. Ek kan nie name noem nie, dit is hele klompie jare gelede. Maar ek sê jou sê, nee, ek wou nie sit op die rusbanke nie, ek wou nie sit op hulle stoele nie, ek wou nie by hulle eet nie. Ek wou handskoene dra, ek wou van daai dokters handskoene kry, om nie net aan goed te vat nie, want ek is so bang ek raak siek, van hoe vuil hulle plek was, ek het nooit weer daar gebly nie. Lang storie kort, ek het nooit weer daar gebly nie. En dit is dieselfde met die regering. Hy is vuil. The government is corrupt and dirty. It's dirty. And it's not going to stop. It's not going to stop because it's part of Agenda 3035. If you've never heard about it, go look it up. Hulle bly dit uitskuif. Andrew like daai ene. Hulle bly dit uitskuif. Hulle bly dit uitskuif, die wêreldorde. Want ons raak gewoond. Complacency is a terrible thing. We get complacent. Jy raak gewoond. Dis die ding van vuil. En ons het iets anders te nodig, mense. En ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Ek het vandag weer 'n paar WhatsApps wat moet uitgaan. En kom met hierdie ouens gesels. Ek is nou gatvol vir die gesloerery van die boere. Julle geweet die boere sloer. Flip, jy kan nie 'n boer beweeg nie. Om 'n ding te doen. Dit is soos om 'n trekker te probeer stoot waarvan al 4 bande pap is. Kan dit doen nie. In elk geval. Vandag gaan ek weer my stem 'n bietjie dik maak. Ek moet. Ons kyk na die Federal Executive. Die topstruktuur van die Federale Alliansie. Dis belangrik om te kyk, né? Dis belangrik sodat die mense kan weet waaroor ons gaan. Alright, the Federal Executive is established by the Federal Constitution as the executive institution responsible for administering the constitutional responsibilities delegated to the Federal Alliance by its sovereign states. Soos eintlik die state wat vir ons die mag gee. Ons vat nie mag self nie, alright? The Federal Executive exists in constitutional trust. It shall never become the government of the states. Ons wil nie daai roete gaan nie. Jy wil nie daardie stelsel hê nie. Jy weet, daai stelsel. Jy wil dit nie hê nie. Jy soek hierdie stelsel, van onder af boontoe. Jy weet, kom ons amalgameer al die state, en dan het ons weer 'n regering bo. Jy wil dit nie hê nie. Dit is vir pak soek, weer eens net pak soek. Jy wil net pak kry, dis al wat jy wil kry. So ons moet uit die boks uit dink wat hierdie goed aanbetref, mense. It shall never become the government of the states. It will always remain the executive of the alliance.
The purpose, die doel. The federal executive exists to administer those constitutional responsibilities entrusted to the Federal Alliance. Guys, you sort out the defense. Julle moet die belasting uitsorteer, julle moet dit uitsorteer, julle moet dat uitsorteer, vat dit van bo af, vertel ons hoe ons dit moet doen en ons gaan dit implementeer en ons gaan vorentoe. It safeguards cooperation. It coordinates implementation. It administers federal responsibilities. It serves every sovereign state equally. Ons trek nie 'n staat voor nie. Alright. Gister manne, hierdie koning het ons nou genooi na hierdie verskriklike banket toe. En ons het ons nou lekker dik geëet. En nou gaan hy voordele trek. Nee, daai kite vlieg nie. Daai kite vlieg nie. Korrupsie moet gaan. Constitutional definition, die definisie van die executive. The federal executive is the permanent executive institution of the Federal Alliance. Die ding verander nie. Net die mense verander. It exercises only those executive powers expressly delegated by the Federal Constitution. Every office within the federal executive exists in a constitutional trust. Alright? The principle of federal service, ek is gou 'n slukkie hiervan. Ons het nou 'n paar koue dae gehad in Pretoria. Mense, verskoon tog, ou kan net nie ontslaa raak van hierdie goed nie. Waar het ek hy ding gelees van hierdie boer in Amerika, wat sy grond getoets het? Hy het sy grond getoets. Die aluminium gehalte van die grond het opgeskiet. Die aluminium inhoud. Sy GMO produkte, julle weet daai modified mielies, nee, daai goed. Dit groei, no problem. Sy natuurlike mielies, wat die Here vir ons gegee het, ek het so stel, dit wil nie groei nie. Kan julle sien waartoe hierdie ding gaan? Hulle wil ons beheer en hulle wil ons vrek maak. Hulle dink hulle het nog 100 jaar, hulle het nie. The principle of federal service, waaroor gaan dit? The federal executive serves the alliance. It does not command the alliance. Sien julle hoe is hierdie ding omskryf? Its authority derives from the Constitution. Its responsibility is owed equally to every sovereign state, ek het dit al gesê. Eerste gedeelte van hierdie hele ding is the Board of Three, die Raad van 3. Hierdie is die ouens wat finale diepe besluite moet neem. The first executive body of the alliance shall consist of the federal president, the federal vice president, and the federal secretary general. These three officers constitute the executive leadership of the alliance and form the principal executive body from which federal administration is coordinated. This reflects the organizational model established in the governing model. Dit is wat ons klaar gemaak. Ek het die governing model al reeds met julle gedeel maande gelede. The Board of 10. The Board of 10 forms the founding federal executive. Die ouens wat dit begin het. Nou partykeer dan haal ons 'n ou af wat ons sien wat nie met ons wil saamwerk nie en hy sy kop vat nie lekker nie. Dan haal ons hom af. Né? Een van die ouens wat ons afgehaal het is 'n dokter hier in Pretoria Noordse wêreld. Hy het vir ons meer probleme gegee as enigiets anders en sy hele styl van dinge doen was nie een van wat deel kon wees van 'n presidensiële raad nie. So ons het hom verwyder. En ek het 'n ander man opgesit wat hard het vir die boere. En ek gaan nog 'n ander man opsit. In elk geval. So the Board of 10, die Raad van 10, the Federal President, the Federal Vice President, the Federal Secretary General, the Federal Ambassador, the Federal Minister of Internal Affairs, the Federal Minister of Defense, Federal Minister of Peacekeeping, Federal Minister of General Affairs, and Federal Minister of Finances. Finances. Federale President, Vice-President, Sekretaris-Generaal, Ambassadeur, Interne Sake,
verdediging, houding, die jurisdiksie goeders en dan finansies. Daar is jou 10. O ja, daar is nog 'n Federal Minister of Health ook, né? Daar is jou 10. These offices are the permanent executive ministries established at the founding of the alliance. Toe ons hierdie ding begin het, dit is waar ons begin het. The purpose of the founding 10. Collectively, the founding 10 shall administer the constitutional affairs of the alliance, prepare the federal budget, coordinate defense, coordinate peacekeeping, maintain internal administration, protect constitutional order, represent the alliance internationally, protect federal finances, promote public health, coordinate interstate cooperation. Every member of the founding 10 is accountable to the Constitution before exercising authority. Het julle dit? Administer the constitutional affairs. Die budget, verdediging, vredesmag, interne administrasie, konstitusionele orde, internasionaal verteenwoordiging, finansies, gesondheid, interstaatse samewerking, en so aan. Dan kom ons by die Raad van 20, the Board of 20. The Board of 20 expands the founding executive by adding one representative appointed by each sovereign state. Right? These representatives ensure that every state has a direct constitutional voice within the executive deliberations of the alliance. These additional members represent their states and initially hold state portfolio responsibilities rather than becoming part of the original founding ministries until constitutional development makes that appropriate. Met ander woorde, die addisionele 10 ouens wat bykom, hulle sal nou portefeuilles kry, soos byvoorbeeld federale minister van Agri, né? Federale minister van Visserye, federale minister van minerale regte en grondstowwe. Dis wat hierdie addisionele 10 wat inkom, sal daardie portefeuilles kry en hulle sal net soveel krag dra, soos die 10. Die 20 sal net soveel krag dra soos die 10. Maar die 10 maak die finale besluite en die 3 sit hulle stamp of approval daar. Dis hoe dit werk. Alright. Maar dis alles onder die konstitusie. Daar word nie, die kat word nie geswaai deur die federale alliansie nie. Die mense swaai die kat. Julle swaai die kat. Julle praat en ons doen onder die konstitusie. Dit is belangrik om dit te verstaan. The purpose of the Board of 20 exists to ensure equal state representation. Hierdie raad kan natuurlik groei. As daar 11 state is dit the Board of 21. As daar 12 state is, 22. Alright? Hierdie is belangrik om dit te verstaan. Daar moet 'n verteenwoordiger van elke staat deel wees van dit wat ons doen. Daar moet. Present state concerns, promote constitutional cooperation, strengthen federal unity, advise the federal executive, review legislation affecting the states, maintain communication between the alliance and every sovereign state. Dan kom ons by the Board of 40. So met ander woorde, in die Raad van 20 kom daar nog een wit ou by. Luister nou mooi na hierdie hele storie. Die Raad van 10 is wit ouens. Alright? Ek wil net vir julle 'n idee gee hoe dit lyk vir die buitewêreld. Die Raad van 10 is wit ouens, dan kom maar een wit ou by. Dis nou 11 wit ouens, die ander 9 is natuurlik bruin of swart of Indeer. Die ander 9. Nou kom ons by die Raad van 40. Nou moet die boerstaat moet nog 2 ouens gee by die Raad van 40. Alright? Hierdie is die staatspresident en die visiestaatspresident. Hulle word deel van die Raad van 40. Nou is daar 13 wit ouens op die federale raad, die groot raad. Maar die ander 8 of ander 18 is bruin, swart en Indeer. So
dis 9 plus 18 is 27 teenoor 30. So wanneer 'n mens 'n groepsfoto neem, dan staan die wittetjies nie uit nie. So die wêreld kan nie vinger wys en sê, ja, dis alweer 'n wit ding nie. Ja, dis alweer 'n boer ding nie. Dan kan nie vinger gewys word nie. Maar hier is die ding. Dit maak nie saak hoeveel daarvan hulle is nie. Hulle het net sekere funksies. En daai funksies verander nie onder die konstitusie. Hy word vasgekeer in daai blok waarin hy is. Dis al wat hy kan doen, niks meer en niks minder nie. Dis dieselfde met die raad van 10. Dis al wat ons kan doen, niks meer en niks minder nie. So ons kan nie, die een groep kan nie die ander groep boikot nie. Of uitstem nie. Daai kite werk nie. Jy sien, so as daar 40 is, die 30 kan nie in opstand kom teenoor die 10 nie. Want die konstitusie bind hulle in hulle eie groepering. En hulle moet hulle eie take uitsorteer. So dit gaan oor funksie. Dit gaan oor take. Not position. It's not about the position. It's about servanthood. To do the work. Dieselfde soos 'n struktuur in 'n hospitaal. Jy het die ouens wat skoon maak, jy het die nurses, jy het die vroue nurses, jy het die male nurses. Dan het jy appies en dan het jy jou gewone dokters en dan kom jou snydokters en al hierdie goed in. Heel bo het jy 'n gewone bestuurder van die hospitaal. Maar daar's administrasiepersoneel, daar's al hierdie goed. 'n Gewone dokter kan nie vir 'n snydokter kom sê, luister, jy staan op sy, ek wil die job doen nie. Hy kan nie. Iemand wat in die apteek werk, kan nie vir die snydokter sê, luister, jy lyk vir my moeg, ek sal die snywerk doen nie. Dit werk nie so nie. Elke ou het sy eie job. Everyone has its own function, its own job, its own purpose. Right? So there's no voting out of the one to the other. It's the people who decide. If the state decides that those 3 guys are not representing them properly, the state votes them out through a referendum. As die boerstaat dink dat die staatspresident vlieg hierdie kite nie, of die visie-staatspresident werk nie saam nie, of die verteenwoordiger by die raad van 20, wat nou 'n ministeriële funksie het, hy doen nie sy job nie, dan kan die mense van die staat hom uitstem. Die regerende instansie kan dit nie keer nie. Alright? Want selfs in die boerstaat gaan daai ding nie werk nie. Daai ding gaan nie werk nie. In geen staat gaan daai ding werk nie. Ons gooi daai model heeltemal uit. Heeltemal uit. Daai kite gaan nie vlieg nie. Okay, so each state appoints 2 additional ambassadors of state. These ambassadors represent both the constitutional guardian. Ja, dit is nou and the elected state president, hulle is die waghonde. Ensuring that both constitutional continuity and democratic administration have a recognized voice within the alliance. This develops the structure outlined in our governing model. Federal commitments. Every federal ministry shall establish a permanent committee to assist in the execution of its constitutional responsibilities. Each committee shall consist of 1 vice federal minister, 4 core members responsible for the operational functions of the ministry, 1 advisory member appointed for specialized knowledge. This structure follows the committee model. In ander woorde, hoeveel is daar? 7. Die 6 kante van die bijekorf en die 1 in die middel. 7 is die volmaakte getal. Right? Die federale minister
4 lede by en 'n advisory member. Daai 4 lede, byvoorbeeld, dit kan die public relations officer wees, dit kan 'n sekretaresse wees, dit kan 'n admin personeel wees, dit kan die PA wees, dit kan enigiets van daai wees. Is in daardie kern. Dan moet ek ook nog by sê dat in die raad van 40 of in die raad van 20, dit is nie net mans nie. Vroumense kan ingestem word in daardie posisies in, geen probleem nie. Geen probleem nie. Alright. The principle of organic growth. The federal executive shall grow only as the alliance grows. New executive offices shall be created only where a new constitutional responsibility exists. A new sovereign state joins the alliance. A constitutional amendment authorizes such expansion. Government shall never expand merely for its own sake. Soos dit wat in Suid-Afrika gebeur. Die regering raak al hoe vetter, net omdat hy wil en hy wil sy chommies werk gee. Alright, daai gaan nie werk nie. Okay? Kom ons sê, ons het die hele suidelike Afrika, het nou deel gevorm. Nou moet ons begin dink, een minister van finansies kan nie al daardie take hanteer nie. Een federale minister van finansies kan nie na al die state se goed kyk nie. Elke staat sal sy eie minister van finansies hê. Maar daar is net een federale minister van finansies. So nou moet jy dit begin opdeel in 'n visie federale minister van finansies, in 'n executive federale minister van finansies, sodat die take kan geonderbreek word. Maar dit gebeur net soos wat die alliansie groei. Dit word nie net willy-nilly bygevoeg nie. Jy weet, sommer so rondpond, wat is die woord, rompelslomp aan mekaar. Ons kry net nog mense, ons raak net sterker en groot. Nee, dit werk nie so nie. Elke persoon het 'n funksie, het 'n taak wat hulle moet administreer tot die beste van hulle vermoëns. As hulle dit nie kan doen nie, hulle kry 'n sekere geleentheid om dit te doen, en as die mense sien dat die taak nie uitgevoer word nie, dan kan die mense hulle stem dik maak, en as dit meer as 50% is in 'n staat, dan word daar 'n referendum gehou. Jy besluit. Dis waaroor dit gaan. Jy besluit. Hierso het ek nou by punt 12 by die executive het ek the principle of the hexagon ingesit. The governing model identifies 6 recurring dimensions of public well-being. So ons het gepraat van die 6: faith, authority, lifestyle, infrastructure, interaction and wealth. Dit is die 6 kante. En daardie 6 kante word ook so verteenwoordig in die kantoor. Alright? These are presented as a conceptual model inspired by patterns observed in nature and are intended to guide the design of public institutions and governance rather than prescribe legal obligations. Alright, so hierdie model, punt nommer 12, is 'n model waarin meneer Henry Deal al vir baie jare werk. En dit vorm ook deel van ons, wat is die woord wat ek soek, het ek het gou hierso. Ja, seker goed, dat ek eenvoudig net nie. Wat altyd op die tip van my tong is, en dan, tog, eenvoudig, die waardeplatform. Die waardeplatform, dit word daar verduidelik. So ons het soveel as moontlik probeer vat van dit wat al deur kom vanaf 2015, plus minus. Het ons gevat en geomskryf en omgebou en geherstruktureer, en die nitty-gritties van hierdie sal nog later uitgesorteer word. Dit is deel van die meetings wat ons moet hê, waarby ons nie uitkom nie. Almal lees die dokumente, maar nou ja, constitutional limitations.
The federal executive shall not exercise powers not granted by the Constitution, administer state governments, interfere in people's tribunals, override constitutional guardians, accumulate unnecessary departments, expand beyond constitutional necessity. Its duty is administration, never domination. The constitutional principle: the federal executive exists to administer the common responsibilities of the alliance while preserving the independence of every sovereign state. Review: the architecture of the federal alliance is fractal. The same design pattern repeats itself at different levels. Leadership nucleus, the board of 3, core executive, board of 10, representation of states, board of 20, full constitutional dialogue across the alliance, board of 40, and functional committees supporting each ministry. The pattern is scalable. Dit kan verander soos ek gesê het. Whether there are 10 founding states or 30 member states decades from now, the constitutional logic remains the same, even though the representative layers expand. This is the strongest structural ideas developed so far because it gives the alliance an organizational architecture that can grow without having to reinvent itself every time a new state joins. This is the kind of continuity we have been aiming to achieve since we began drafting the constitutional blueprint. So dis 'n mondvol. Maar as ons by hierdie dinge hou en elke ou doen sy taak en hy doen sy job van dag 1 af, kan ons absoluut groot sukses hê. Daar's baie ouens daar buite wat op hierdie stadium probeer federaal praat. Maar hulle verstaan nie die nitty-gritties nie. Hulle verstaan nie hoe die goed moet werk vir die mense nie. Hulle praat federaal vir hulle self, vir hulle eie doeleindes. Daar's konings wat federaal praat, maar hulle dink hulle is in beheer. Hulle is nie, daar's boere wat federaal praat, maar hulle het nie 'n flip en koek en klou wat dit beteken nie. Al wat hulle sien is ons is verskillende state. Dis al wat hulle sien. Verder het hulle nie idee nie. Want hulle gedagtes is nog vasgevang deur selfregering. Ek is bo, ek is baas en ek swaai die kat. Daai konsep moet totaal en al in 'n nuwe bestel gebreek word. Dat ons kan kom by die plek waar die mense se stem het die grootste gesag. Is dit nie great nie? Jou stem het die grootste gesag. As daar 50 van julle, kom ons maak dit 100 om dit nou maklik te maak. As daar 100 van julle is in 'n dorp en net 3 is mismoedig, dan daai 3 se stemmetjies beteken niks. Want die ander 97 is nog heeltemal happy. Maar as daar 51 mismoedig is, dan hou julle 'n verkiesing, 'n referendum ten minste. As 49 van die 100 mismoedig is, dan kry nog 2, anders gaan dit nie werk nie. Die eerste referendum wat altyd gehou word, is 'n gewone stemreferendum. Hoeveel mense wil verandering sien? Nou kan 'n ou sien op die referendumsbriefie, vir wat wil jy verandering sien? Nou word daar gemerk, hierdie minister is 'n skaap, of wat ook al. En dan word sekere punte genoem. Dan word dit bymekaar gemaak. Eerstens word 'n tellery gehou van almal wat gestem het. En is digitaal nie moeilik nie. Jy gaan op, jy sit jou goeders in, jy het jou eie stemkode. Jy gaan druk op die knoppie, ek stem vir of ek stem teen. Dit word digitaal opgetel. En as daar 2 miljoen mense in 'n staat is en net 500,000 is ongelukkig, dan is dit too bad, dis te min.
Maar as daar 2 miljoen mense in 'n staat is en 1 miljoen en 1 persoon is ongelukkig, dan word die referendum uitgeroep. Dis altyd 50 plus 1. 50% plus 1. Altyd. Altyd 50% plus 1. Wat die federale alliansie sal doen is, kom ons sê daar word 'n referendum uitgeroep. En daar is net 40 uit die 100 uit wat nie lekker wil saamgesels oor 'n sekere situasie nie. Dan sal daarna gekyk word. Dit bespreek word, die probleem sal aangespreek word. Maar die verandering kom net deur die mense. Sien, ons sal oplossings aanbied. En as die mense dan tevrede is die mense dan tevrede. Alright. Staan saam met die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons weet wie ons is en ons weet waarna toe ons op pad is. We are working slowly but surely. It's a big puzzle and the pieces are coming together slowly but surely and we'll get there. By the grace of God, we'll get there. Ons is vryburgers, man. Freelanders. Ons is boere Afrikaners. We are English, Scottish, Irish. Ons is Zulu, ons is Pedi, ons is Venda. We are Xhosa, we are Tsonga, we are Ndebele. We are Sotho, Tswana. We are Cape Coloreds. We are Indians. We are a nation of nations under God. Actually, to start the other way around. Under God, a nation of nations. And only with God is unity strength. Net saam met God maak eendrag mag. Julle moet 'n fantastiese Vrydag hê en hopelik môre aand 7:00, dan doen die bulle beter as al die ander ouens. Ondersteun die bulle teen hierdie All Blacks. Ons moet vir hulle 'n bietjie bloedneus gee. Ons moet, hulle is te wys. Hulle is te wys. Daar's hy. Alles wat mooi is.